Dan sê hy, welkom by vanoggend se vragmotor geselsie. Ons praat vanoggend bietjie om saam te trek. Daar is sprake van sogenaamde elemente daar buite wat probeer om die boervolk by mekaar te kry. En as jy na die lys gaan kyk van daai mans en vrouens wat hulle wil saamtrek, en dit is heiliglik is ek by varkies almal op hok het, dan is dit hier by die 21ste Junie blykbaar wat hulle by die ambassade wil by mekaar kom. En meestal van daai name wat op daai lys is Afrikaners. Daar's nie 'n enkele boer in sig daar nie. So kyk maar uit vir dit. Die boervolk sal nie deelneem aan daai tipe van goed nie. Ons weet wat ons in die hand het. Ons het die dokumentasieproses vervolmaak. Die relevante departemente en elemente daar buite is verwittig, is in kennis gestel, en nie 'n enkele een van hulle het kapsie gemaak teen dit waarmee die boervolk is. Nou, dit is redelik eenvoudig, dit is 'n papierproses waar ons onsself identifiseer het, en hulle kan nie kapsie maak teen dit nie, want niks wat daar gesê is onwaar nie. Die boervolk is die regmatige erfgename van die Transvaal en die Vrystaat en sy 21 ander republieke, en daai grond moet terugbesorg word aan die boervolk volgens VN Resolusie 1514. Nou ook artikel 235, want ons kan nie geklassifiseer word as terroriste nie, want artikel 235 verleen die geleentheid aan elke volk om die reg te hê tot selfbeskikking. Nou die Afrikaners is nie 'n volk nie, julle weet hulle is 'n nasie, en hulle kan die woord probeer verander soveel as wat hulle wil. Hulle bly 'n nasie, want dit is 'n samevoeging van sekere etniese bevolkings deur die loop van jare. Nou, soos julle reg weet, daar is 50.000 Afrikaners wat saam met die Engelse geveg het in 1899 tot 1902, die Anglo-Boereoorlog, het wel die Anglo-Boereoorlog, nie die Anglo-Afrikaner-oorlog nie. Ons moet net die terminologie 'n bietjie beter begin regkry, dan gaan ons ook verstaan waar ons gaan. En dis maar deel van geskiedenis. So ons moet die geskiedenis beter begin opslaan, en ons volg baie verskillende kanale op verskillende media platforms, en daar is 'n magdom van verskillende inligting daar buite wat nie altyd 100% korrek is nie. Die boervolk het niks gesteel nie. Die boervolk het sy grond gekoop, en daai prosesse is goed gedokumenteer, is goed geerken deur buitelandse regerings ook, en gaan kyk maar na die Vredesverdrag van Vereniging. Daar's 2 ander konvensies, Sandrivier konvensie byvoorbeeld, waar dit bepaal is dat die boervolk die regmatige eienaars is van sekere stukke grond. Nou, niks van daai, soos ek sê, is gesteel nie. Ons probeer nie iets vat by iemand anders nie. As jy geluister na Jaap Maree, op 'n stadium het in 'n onderhoud gesê dat moet die Afrikaner hulle oorlogsbyt teruggee. Ja, oom Jaap, die Afrikaner moet hulle oorlogsbyt teruggee, want dit behoort nie aan hulle nie. En Afrikaners is nie boere nie. Dit weet ons nou al lankal. So, bekwam jouself en rus jou toe met goed gedokumenteerde geskiedenis. Nou die nadeel is ongelukkig, die geskiedenis word deur die een geskryf wat die oorlog gewen het. Maar hierdie goedes is nie verlore nie. Ons sal 'n bietjie begin met 'n reeks waar ons julle meer inlig rondom feitelike geskiedenis, soos byvoorbeeld 'n eenvoudige ding. Daar is meer as 48.000 vrouens en kinders wat omtrent die helfte van die boervolk se bevolking is, wat vermoor is in konsentrasiekampe. Nie eers gepraat van die vrouens en dogters wat verkrag is en gemolesteer is in daai kampe, nie altyd noodwendig eers deur Engelse nie, maar deur Afrikaners wat vir die Engelse gewerk het. So, hierdie goed moet openbaar gemaak word. En dit is die Klaas Havenga verslag, julle kan dit gerus gaan opsoek. En daar sou die Afrikaners al daai tyd besluit dat as gevolg van die konflik wat dit sal veroorsaak, as die boervolk moet uitvind wat aan hulle vrouens en dogters gedoen is daai verslag tot nou onlangs weggesteek en is dit toegesluit
om nie openbaar gemaak te word nie, maar dit is uit, en ons weet wat hier daar gebeur. So, die van julle wat oumas gehad het daar, wat wel daar gepraat het, ek weet my ouma daar gepraat, en ek is vandag hierso, omdat my pa se ma ontsnap het uit die hospitaal uit, en op een of ander wonderbaarlike manier haar ma se tent weer gekry het as 'n klein dogtertjie, en hulle het haar weggesteek, en sy is die rede hoekom ek vandag hier kan wees. So, daar is met bloed en sweet en trane betaal vir waar ons vandag is. So moenie jou saak versuim om jou regte op te neem, om weer deel te word van die boerevolk en jouself te identifiseer as 'n regmatige erfgenaam van dit wat regmatig aan jou behoort. Want as jy dit nie gaan opneem nie, gaan hulle hierdie goed eenvoudig nie vir jou gee nie. Nou hierdie gaan nie sonder stampe en stote kom nie, dit weet ons. Maar, dit daar gelaat, die boervolk is nie teen die RSA regering nie. Dit is 'n entiteit, daar is niemand wat jy kan loop en teen sy neus gaan slaan en sê, maar jy is skuldig. Hierdie is 'n sisteem, en hierdie sisteem moet stelselmatig moet hy uitgewis word. En hy is ongelukkig so perfek beplan, dat die sisteem beskerm homself, met policy enforcers, wat die polisie is, en daai mans en vrouens dink eenvoudig, hulle doen hulle werk, maar hulle besef nie waartoe hulle self leen, deur om nie te besef wat regtig aangaan. En so moet ons maar net eenvoudig hierdie prosesse begin dryf, en jy gebruik hulle eie wette teen hulle, want die wette is so geskryf, dat jy, as jy jou wet ken, dan kan jy daar volgens werk. Nou, ons jurisdiksie verskil so klein bietjie, ons is 'n land en grond jurisdiksie, wat op Romeins-Hollands gemeenereg funksioneer, en dit is jou gemeenereg waar, dit is 'n goddelike reg, dit is nie wette en statute nie. Wette en statute, so heel vir toeval, is nie van toepassing op lewendige mans en vrouens nie, so dit kan nie toegepas word op lewendige mans en vrouens nie. En daarvoor moet ons teruggaan na die boervolkse jurisdiksie toe. Nou die boervolkse jurisdiksie is 'n hoër jurisdiksie as wat RSA se is. RSA werk op 'n maritieme wetgewing. En dit is basies seerowerwette, want law is land, air and water. En as jy daai gedeelte verstaan, dan sal jy verstaan dat omdat jy as 'n korporasie geregistreer is, kan RSA besigheid met jou doen. Daarom reik hulle vir jou lisensies en al daai klas van goed uit. En in tyd sal ons hierdie goeders begin onderskep en dit basies oorvat en dit weer terugvat na waar dit moet wees. Maar dit is alles wat in tyd gebeur. Daarvoor moet jy eers die volk bymekaar maak en daarvoor moet die erfgename om dieselfde tafel insit om te besluit wat ons toekoms is. So ons fase 1 is basies nou om die volk bymekaar te maak en om jou identifikasie te herstel as 'n lewendige man en 'n lewendige vrou en om jou ZR nasionaal te maak wat weer onder sekere regte kan funksioneer. So ontvoeg jouself, kontak gerus vir hoofkantoor, hulle sal help met die papierproses. Daar is ongelukkig bietjie koste aan verbonde, want dit is nie so eenvoudig as om dit net te sê nie. Daar is dokumentasie wat gestuur moet word na relevante staatsdepartemente toe om jou naam los te maak uit daai proses. Maar daarmee sal hoofkantoor jou alles help van die uitdruk van die dokumente en die opstel daarvan. So kontak hulle gerus vandag en word weer trots deel van die ZR boervolk en staan op vir jou regte. En ek sê weer eens, ons sal nooit deel raak van enige politieke partye nie. Die boervolk stel nie belang in politiek, stel belang in die vooruitgang van ons mans en vrouens en die toekoms wat ons vir ons kinders moet nalaat. Seën vrede, als het mooi is.